Goeiemôre Selfchrist-gemeente en hoe heerlik is dit nie net vir my om saam met jou te kan kuier in hierdie geleentheid nie. Hier vanuit my sitkamer in die Wesrand tot waar ook al jy jouself vanmôre bevind. Vir die van julle wat my nie ken nie, ek is Natasha en die mense wat my ken en my liefhet noem my Becky, so jy is ook meer as welkom om my Becky te noem. Het is my baie lekker om saam met jou te kan kuier, selfs op hierdie digitale manier terwyl ons nie onder dieselfde dak kan doen nie. Ek is eintlik 'n jeugwerker van beroep, so ek nooi jou uit om saam met my 'n paar goeters te kry om gereed te kry. Die eerste ding is om jou Bybel oop te maak by Johannes 10. Ons gaan daaruit lees. En die tweede ding is 'n papier of iets om te teken en om te skryf van jou keuse. Ek het ook 'n paar hier. En dan nou noodsaaklik as jy moet skryf of teken, kort jy jou gunsteling tipe van griffels. So terwyl ons hier lief en leed doen, kan jy verseker daai paar goedjies by jou reg kry. Laaste ding is, as jy ook wil deel wees van hierdie erediens en jy kan en jy voel dat jy wil 'n fisiese teken by jou hê, kry vir jou 'n kers en steek hom aan. En ons gaan dit ook nou doen, ter ere. Dis nou ja. Terwyl ons die lief en leed doen, dink ons vanoggend aan almal wat nie kan lockdown nie. Aan almal wat werk in hierdie tyd. Al die dokters, die skoonmakers, die bankiere, die winkeliers, al die ouens wat elke dag in vrees, die polisie, die beskermingsdienste, in 'n vrees van hierdie ding moet werk en leef, in dankbaarheid, dat hulle ook hulle kundigheid so diensbaar bereik stel. Ook aan die van ons wat swaar trek onder lockdown en wat heel moontlik alleen is vandag. Ons dink ook saam met jou, aan jou en ook vanoggend se erediens, is God saam met jou en ons in die gees saam met jou. En dan as jy hierdie week verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. Net vir ingeval, gaan ek jou sjokolade eet, want ek weet nie of hy kan oorleef al die pad deur, tot ek weer eendag in persoon saam met julle kan kom kuier nie. Maar hy gaan ek sal verseker dan ook 'n sjokolade saambring. Hoop jou verjaarsdag is vol liefde en vol toewyding. Terwyl ons dit als gedoen het, kom ons stel die kers aan. En wanneer ons kerse aansteek, soos wat ek 3 gaan aansteek, dan dink ons vanmôre aan God wat ons groet. God drie-enig. En so word ons vanoggend gegroet deur God die Vader. God die Vader wat die wêreld geskaap het en wat ook vir my en jou geskaap het. En in Jesus Christus, sy seun, God wat mens geword het, wat aan die kruis gesterf het, en ook die dood oorwin het, sodat ek en jy volkome kan lewe. En derdens, word ons gegroet in die naam van God die Heilige Gees, wat by my en jou vanoggend is, nie net in hierdie eredienstyd nie, maar ook in al die dae van ons lewens. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom sê vir U dankie dat ons saam met U kan leef. Dankie dat U by ons is. Dankie dat U ons uitnooi tot volle lewe. Here, kom seën hierdie eredienstyd. Kom seën ons harte saam met mekaar. Kom maak ons verstande en harte oop tot die uitnodiging van U liefde. Amen. Terwyl jy jou papiere regkry en jou griffel regkry om te teken, as jy nou enigiets kon doen, as jy vryheid kon hê om enigiets te doen en enigiets te bereik, geld is nie 'n opsie nie. Jou ouers gaan nie met jou mou nie, daar's die polisie buite wat wag nie. Wat sou dit wees? Wat is jou grootste drome, jou grootste goed? Dalk sou jy uiteindelik daai PlayStation gekoop het, of Kathmandu toe gaan, 'n cruise ship oor die wêreld. Skryf dit op jou papier en as jy klaar geskryf het, deel dit met mekaar daar in die huis, of deel dit sommer met my of Lorinda. Stuur 'n WhatsApp, jou lotto-lys. As jy die lotto sou kon wen, of as ons nou die lotto geld gehad het, wat sou dit wees? As jy enigiets kon doen met jou tyd, en jy sou dit kon teken, hoe sou dit lyk?
As jy dit klaar gedoen het, share dit sommer met mekaar. Druk sommer 'n bietjie pause op die video en spandeer daai minuut of 10 om met mekaar te deel wat op julle lys is. En ek het 'n paar vriende gevra, want dit was vir my baie erg om nie dadelik antwoorde te kan hoor nie. En hulle het 'n bietjie voorbereidingstyd gehad en ek het nie vir hulle gesê wat's die rede nie. Wanneer hulle dit gesê het ek nogal agtergekom mense so goed het verander. So die eerste ding is, ek sou al my skuld afbetaal. Ek sou persoonlik ook nogal redelik, ek het nie baie skuld nie, maar die bietjie wat ek het, sou ek afbetaal. Ek sou dan die huis oordoen in 'n program loods wat genuine die wêreld sou beter maak vir almal, en dan 'n toer om die wêreld gaan vat, want jy moet dan 'n bietjie spoil, né? Lekker wêreldtoer, alles sien in die wêreld, oral gaan, opstaan wanneer ek wil, gaan slaap wanneer ek wil, net vry lewe. Paar ouens se lockdown drome van die vriende wat ek gevra het was om net saam met hulle meisie of hulle ou te kan tyd saam spandeer, net 'n swentjie te kan steel, net 'n drukkie, net 'n date. Ander wil die wêreld vermag, ander wil nuwe karre hê. Een van my jonger vriende het gesê hy sal graag wil toelaat dat sy pa hom vat na al die parke toe, want hy het 'n kamera gekry en nou het hy nog nie met hom gespeel nie. Hy wil net alles afneem. Wat is joune? Dalk om uiteindelik van jou baas ontslae te raak. Nie te stres nie, want geld is nie meer 'n noodsaaklikheid nie, so dis nie meer 'n behoefte in jou lewe om oor stres by te sit nie. Dalk is net die feit dat lockdown verby is en ons redelik weer kan uitkom, 'n droom van jou. Deel met mekaar. Terwyl jy nou hierdie drome deel en in 'n heimwee sit, wil ek graag vir jou vra, kry ook so deur die huis iets kosbaars. Iets wat vir jou kosbaar is, wat geld nie kan koop nie. Iets wat vir jou voorstel wat lewe is. Wat jy nie sal verruil vir die wêreld nie. As jou kind klaar langs jou sit, raai iets anders. Dit wat vir jou so kosbaar is, wat geen tyd en geen hoop dit kan koop nie. Kry dit by mekaar. Ons gaan nou met mekaar ook stilstaan daarby, so moet dit nou nog nie, so as jy nie wil dadelik opstaan en pause druk nie, dink so lank bietjie oor aan jou kosbaarste ding, net een ding, kosbaarste. Ons gaan nou terugkom om dit. En dan gaan ek die storie vertel. So Jesus is besig om die disippels te leer en vir die ander mense in die tempel, hulle is besig om tempeldiens te doen, en daar's nou al 'n paar keer gevra of hy die Christus is of nie. En hy vertel vir hulle 'n storie om vir hulle goed te verduidelik, en Jesus hou van sy stories, né? En hierso vertel hy die storie van skaapwagters en skape en hoe dit werk rondom krale. En wanneer hy dit vir hulle vertel, het hy 'n goeie doel daarmee, want hy wil iets vir hulle kommunikeer, maar hulle verstaan dit nie noodwendig nie. So byt vas, ek gaan lees vanuit Johannes 10 vers 1, en saam lees, en lees graag saam met my. Vanaf vers 1. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek van die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander hek af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hulle weghardloop, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle wou nie verstaan nie. Maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingang, sal hy gered word.
Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie. En dit is nie sy skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy sy skape en hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor skape nie. Ek is 'n goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe vir die skape af. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie. Ek lê dit uit my eie af. Ek het nie die volmag om dit af te lê. Ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Daar het toe 'n verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete, hy is mal, hoekom luister julle nog na hom? Maar ander het weer gesê, dit is nie die woorde van 'n besete nie. 'n Duiwel kan tog nie blindes se oë genees nie. Dit was in daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem. En dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê, hoe lank gaan U ons nog in onsekerheid hou? As U die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus sê toe vir hulle, ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys mos wie ek is. Maar julle glo my nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. Ek ken hulle, en hulle volg my. Ek gee hulle ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal. En niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. En ek en die Vader is een. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus sê vir hulle, op die gesag van die Vader het ek julle talle goeie dade laat sien. Oor watter een daarvan wil julle my stenig? Die storie gaan aan en die gesprek gaan aan oor hoe mense hierdie uitnodiging ervaar. En die uitnodiging en die uitdaging sit vir ons ook in. So wat gaan aan in hierdie storie? Jy sien, want ons is nou 'n week vars uit Paasfees uit en ons het almal gehoop Vrydag gaan ons vryheid hê en vanoggend gaan ons saam met mekaar onder een dak kan sit. En dit was nie die realiteit nie. Die uitdagings is groot. En in die Joodse tyd, al was dit die tempelwyding en al blyk dit nice te wees, is meerderheid van die Jode in stres die hele tyd, want hulle is onder die Romeinse heer ontwydig. Hulle het nie vryheid om te gaan en te doen wat hulle wil nie, hulle moet die hele tyd permissie vra. En hulle redes moet goed wees. Boonop dit is lewensverwagting baie laag, want kos is duur en oorlewing is duur, en hulle soek sekerheid. En 'n klomp van hulle verwag God om baie anders op te tree as wat Jesus doen. En dis hoekom 'n klomp van hulle grootliks sit. So dis waar ons in hierdie storie is, Jesus wat die disippels leer wie hy is en wat hy kom doen en hoekom hy dit kom doen. So dis die storie. En elke storie wat Jesus vertel het 'n uitdaging. En daar's 'n paar duidelike uitdagings in hierdie. Onthou jy jou laterlys? Vat hom weer. Kyk mooi na die prentjies. Vra jouself hoeveel van dit is in lyn met God se stem. Sien, die groot uitdaging is die diewe en die rowers, die ander stemme wat ander goed as God se volle lewe verkondig. Lewe in oorvloed, lewe in veiligheid in God se hand.
Hoeveel stemme hoor ek en jy wat anders is? En as ons na ons drome kyk, hoeveel van dit het ons vir God gevra is ons drome? Hoeveel van dit bely van God se liefde? Van wat Jesus sou doen? Of hoeveel van dit is ander se stemme en goed wat die wêreld sê ons moet in, wat ander leiers en ander goed sê ons moet soek en ons moet hê? Hoeveel van dit is bemarking foefies wat sê jy het nog nie gelewe tot en met jy die nuutste PlayStation of die nuutste kar of die nuutste ding het nie. Jy kan beter word, vinniger word, ouliker word. Jy moet net hierdie goed koop, maarder word. Dis die eerste uitdaging. Die tweede uitdaging, sê Jesus, is dat die skape God se stem moet hoor. En ook 'n uitnodiging. Want as ons God erken en God se stem hoor, is die uitnodiging, die ware uitnodiging, om volkome te lewe. Dis so mooi in die boodskap, dat ek dit graag vanuit die boodskap ook vir ons wil voortlees. Vanaf vers 7. Laat ek dit tog eenvoudiger stel. Jy kan my met die hek van 'n skaapkraal vergelyk. Sê my, wat is die enigste manier om in die kraal te kom? Natuurlik deur die hek. En die enigste regte manier om na God te kom? Natuurlik deur my. Al die ander wat voor my gekom het mense op die verkeerde pad gelei. Hulle is soos diewe wat mense wou kill. Hulle het kamma redding kom aanbied, maar God se kinders het nie na hulle geluister nie. Ek is vir julle soos die hek vir die skape. Ek is die hek deur wie julle na die weivelde van vrede en vriendskap met God kan stap. Deur my kry julle alles wat julle geestelik nodig het. Enige iemand wat sê dat julle op 'n ander manier by God kan uitkom, gaan julle net op 'n pynlike pad sit. Die pad hel toe. Ek is hier om vir julle die kans te gee om altyd by God te wees. By hom sal julle die lewe kan geniet. En dit is lekkerder as enigiets anders. Glo my. Hier is die uitnodiging wat Jesus vir hulle gee. In hierdie tyd, wanneer ons by die huise sit, kan ons steeds volkome saam God lewe. Ons kan steeds ons liggame volkome hê. Tyd en eenheid saam met God. 'n lekker as enigiets anders. Maar die uitdagings is groot. En die ander stemme is duidelik hard. Want sien, die Jode reageer verskillend daaroor. En hoe ek en jy reageer daaroor, stem ooreen met iets van dit. So dalk is jy by die groep wat sê, God se mal, vriendelik en lekker en happy wees in hierdie tyd, wanneer jy by jou huis in jou kamer sit, besete. Party van die mense het gesê, Jesus is van die duiwel. En hulle het weggeloop en gesê, dis nonsens. Dus koop nie in op God se liefde nie. Koop nie in op die volkome lewe nie. Ander het bang en die mekaar geraak en ek verstaan nie mooi, ek weet nie, ek wil hierdie uitfigure en as jy daar is dit ook oké. Dalk is dit jy. Party het Jesus begin vra, maar gee ons sekerheid. Hoe lank gaan COVID nog wees? Wat gaan gebeur? Gee vir ons 1, 2, 3, 4, 5. Gee my die resep. Jesus het vir hulle gesê, maar ek het vir julle gesê wie ek is. En die lewe is hierdie avontuur. En as jy my skaap was, het jy dag vir dag my stem geluister. Of dalk is jy by die Jode wat soos wat die gesprek aangaan, klippe optel om Jesus te stenig. Weg te loop van geloof. Want Jesus se stem en sy uitnodiging van liefde en volkome lewe en vir die groter doel leef in hierdie tyd. Pas nie in by jou arrogante en selfsugtige drome nie. So hard soos wat dit klink en wat dit is om dit te erken.
Dalk is dit die uitdaging. Sien, ons almal het 'n stukkie van een van daai. Ons het 'n keuse om Jesus se uitnodiging van sy liefde te aanvaar, ook in hierdie tyd, en te kies om ons beste te doen, om voluit te lewe, om kosbaar te wees. Maar wat gaan ons kies? Waarop gaan ons fokus? Waar gaan ons fokus heen verskuif? Waar gaan jy jou fokus heen verskuif? Want die uitnodiging is om in hierdie tyd, in hierdie uitdagende tyd, waar dinge de mekaar is, elke dag voluit in God te lewe, in dankbaarheid dat God vir ons gees voed, en te hoor waar God ons wil gebruik, te hoor hoe God ons huis wil seën. Dalk is dit om maskers te maak, en as ek winkel toe te gaan, by die ingang te sit en te sê, hier's ekstra maskers vir die wat nie kan bekostig nie. Dalk is dit om kuns te teken, dalk is dit die kosbare tyd tussen jou en jou familie. Maar mis jy dit as jy die ander stemme, die uitdaging van die ander stemme hoor? Mis jy dit as jy dink aan jou eie lotto drome, wat jy nie by die Here se voete neergelê het? Mis ek dit? Nee. As ek my eie selfsugtige drome bo God se liefde stel, 'n liefde wat Jesus gekom het om sy lewe af te gee vrywilliglik en dit weer op te neem, sodat ek en jy volkome in COVID-19 lockdown, na COVID-19 lockdown, anders kan lewe en liefde vir almal bring. Dan vra ek jou, as jy na jou lys kyk, jou drome en jou verwagtinge, hoeveel van dit kom van die Here af? Hoeveel van dit kom van ander stemme af? Is jy by die ouens wat aflag en steeds wêreldse oplossings soek, wat nie God vertrou nie? Is jy van die wat by God gaan onseker sit en die Here vra, Here, help my sin maak hieruit? Of gaan vra jy die wêreld vervra en ander stemme vervra, want dit maak nie sin nie, dit kan tog nie, 1 en 1 is gelyk aan 2 nie, maar ons verstaan nie wat hier aangaan nie, so ons gaan soek maar oral in die wêreld antwoorde. Of is jy by God se voete besig om antwoorde te soek? Besig om jou dag deur te bid van wat doen ek vandag, wat doen ek môre, hoe sit ons dae in, hoe struktureer ons dae sodat ons voluit kan lewe? Of is jy besig om klippe op te tel? Reg om God te stenig. Reg om te sê basta met God en in God glo. Ek gee vir jou oomblik om daaraan te dink terwyl jy na jou prentjies kyk. Terwyl jy kyk na jou to-do-lysie. Terwyl jy kyk na jou droomlysie. Waar is volkome lewe? En waar staan jy? En waar staan God? Met sy hand uitgesteek na jou. Kom ons bid saam. Here, ons is so jammer as ons u roepstem mis. As die ander stemme ons volkome lewe kom steel met die watasse en die hoekoms en die wye wêreld. Here, is so jammer dat wanneer dit vir ons brein en ons begrip nie sin maak nie, en ons selfsugtige lewens nie sit nie, dat ons dikwels u aflag, Here, u volkome uitnodiging tot liefde en mekaar omgee, selfs by die huis bly, in ons eie frustrasies met woede en haat, en met aflag en nyd, en deur ons aksies nie u liefde verstraal nie. Here, dankie dat u ons uitnooi om by u voete te kom sit en die stem te hoor en dag vir dag te hoor en te beplan wat is u liefde en u lewe vir ons ten volle en wat dit beteken om volkome te lewe, die uitnodiging dat ons in u hand veilig is en dat niks ons kan uitdruk nie. En dat al is die lewe te mekaar en maak dit nie sin nie, ons steeds elke dag u liefde kan leef. Dankie Here dat u ons nie los in COVID-19 lockdown nie.
Dankie Here dat U ons het. Dankie Here dat in hierdie tyd ons kan reflekteer waar ons U vind en hoe ons U uitleef en hoe ons U liefde leef en hoe ons gawes ontdek saam met U en ons gawes uitleef. Dankie Here dat ons soos daai wat by U kom vra, by U kan kom vra. Dankie dat ons nog steeds lewe het. En dat lewe nie afhang van wat ons doen en ons laat-ou lysies en ons laat-ou goed nie. Kom wees tog saam met ons in hierdie tyd. Asseblief Hemelse God. Amen. Hy het vroeër vir jou gevra om ook iets kosbaars te kry. Dit wat vir jou die kosbaar, jou coolste kosbaarste ding. En dis nou julle tyd om pause te druk en bietjie met mekaar te deel. Wat het julle by my tafel kom sit? Dalk was dit eintlik in jou kop jou kinders, of jou man, of jou vrou. Dalk was dit iets wat jou laat dink aan liefde. Dalk was dit iets wat iemand anders gedoen het, wat jou kosbare tyd vir jou bymekaar gemaak het. Vir my is dit hierdie. Dis 'n niks seggende stukkie hout, wat 'n afvalstukkie hout is, wat daar mooi gesny is, maar dis dit. En wat met klein spykertjies gekap is, en wol. Extra wol oorgehaal. Hierdie hele totale ding was dalk R15 werd. Dis sy geldwaarde. Hierdie is gemaak deur 'n jong dame met die naam Carla Potgieter, en sy is 'n dierbare mens in my hart, en al het ons paai en al geskei, want sy het aanbeweeg in die lewe, en ek het van Ficksburg afgeskei terug Wesrand toe, is hierdie een van my kosbaarste geskenke. Nie omdat dit duur is, of nou hierdie mooi geestelike ding het nie, maar hier is die rede hoekom. Die briefie wat sy by dit geskryf het, na haar wonderlike sprankelende voorbeeld, het die volgende gesê. Sy het nie geld om 'n geskenk of iets te koop nie, maar sy wil graag iets van waarde gee. So sy het die gawes wat God vir haar gegee het, vir nail art, hierdie spykertjie kuns, het sy gebruik om 'n stukkie afvalhout skoon te skraap met hulp van haar pa, spykertjies te kap en wol te weef. Sy het tyd ingesit om haar talente en haar gawes voluit te leef. En sy is ook iemand wat ek erken het en ervaar het en leer ken het as iemand wat voluit vir God leef, elke oomblik voluit lief het. So hierdie klein geskenkie van haar herinner my elke dag as ek op my lesenaar kyk, van haar volle liefde. Van God se volle liefde in mense wat kies om hulle gawes tot eer van God te gebruik. Ek en jy kan in hierdie tyd voluit lewe. Want Carla het nie duisende rande gehad, 7 miljoen plekke toe gegaan, toe sy hierdie ding gemaak het, wat vir my kosbaar is, en vir my God se liefde wys. Nie omdat dit in 'n vorm van 'n kruis is nie, maar dat omdat dit haar lewe en haar liefde my elke dag van God herinner. My en jou liefde, my en jou Facebook pages, my en jou boodskappe aan ons vriende, ons gesprekke, ons belle, kan getuig van daai liefde. En dis my hoop vir julle, volkome lewe. Kosbare oomblikke in hierdie tyd, wat lewe gee. Mag dit vir jou altyd so wees. Ons dien 'n lewendige en 'n kragtige God. En op daai noot gaan ons saam sing, die oorwinningslied, want dit is wat die gemeente doen. En na die oorwinningslied gaan ons saam bid, die gebed vir ons gemeente, wat julle self in die week van gebed in Januarie gesin het. En dan groet ons mekaar, tot die Here ons weer byeenbring. Seën vir julle, kom ons sing saam. Nie net om lekker saam te kan sing nie. Dis altyd 'n eer om saam met julle die oorwinningslied te sing, en vir hierdie week wens ek vir julle oorwinning toe. Oorwinning bo die onsekerheid.
Oorwinning bo die verwagtings van die wêreld en van ons late drome wat ons partykeer mislei om gelukkig te wees ook in hierdie tyd. Mag jy ontdek watter gawes die Here in jou wil ontknont. Mag die liefde wat ons vir mekaar stuur oor digitale kenmerke en die grappe en die liefde, mag God duidelik sigbaar wees, mag sy liefde duidelik sigbaar wees. Mag die ander stemme verdwyn. Kom ons bid saam. Here, ons besing die grootheid van U naam. Help ons om mekaar onselfsugtig te dien. Maak ons doof vir die wêreldse geraas en stil afhanklik vir U stem. Gebruik my as 'n instrument om liefde en vrede deur die wêreld te versprei. Ons het U so nodig. Amen. Mag God se vrede vir jou en vir my hierdie week die enigste rigting wees. Mag ons sy stem hoor en mag jy in hierdie week jou gawes en jou talente gebruik om volkome tot eer van God in ewigheidslewe te leef. Amen. Seën vir die week, hoop hy is baie lekker en dat ons almal in liefde weer mekaar gou weer kan sien. Totsiens.